Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. Iemand stuur vir my 'n foto aan en daarop staan: If you understand that God is never late, you will wait differently. En joh, het dit my tussen die oë geslaan. Want sien, oral in die Bybel sê die Here vir ons moet op hom wag. Jesaja 40 sê ons moet op hom wag. Daar word soos 'n arend wat nie moeg raak om te vlieg nie. In Psalm 27, Psalm 37 sê die Here, wag op die Here, wag op die Here. Selfs in klaagliedere, daar is soveel plek in die Bybel waar die Here vir ons sê ons moet op hom wag. Maar sien, die lewe het so instant geword dat ons verwag dat die Here instant met ons moet werk ook. Ek onthou in die begin van Isabel se studies, was ons so bekommerd oor waar sy gaan bly. Ons het gewag vir mense wat vir ons moet sê of sy plek gekry het in die koshuis of so, maar ek kon nie meer wag nie. En voor ek myself kon kry, het ek 'n deposito betaal by 'n plek wat sy nie eens by gaan bly het nie. Want ek was nie bereid om te wag nie. Ek wil jou vandag in die begin van 'n nuwe kwartaal, die laaste kwartaal van 2025, wil ek jou aanmoedig om rustig te raak by die Here en vir daai dinge wat op jou hart is, wat jy so graag wil jy moet uitsort, om rustig te raak by hom en te wag. Want sien, as jy verstaan dat hy nie sal laat wees nie, gaan jy anders te wag. Mag ons in hierdie kwartaal nie net alles instant wil hê nie. Ons kan nie 'n instant verhouding met die Here hê nie. Ons het nodig om tyd om te spandeer. Ons het nodig om tyd te maak om te wag. En dan, as ons op hom wag en by hom stil raak en met hom verhouding bou, dan sal ons nie moeg raak nie. Dan sal daar vir ons hoop wees vir die toekoms. Mag jy in hierdie week tyd maak om te wag. Ek hoop jy het 'n lekker dagie.